Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, baie dankie dat ons vandag saam met U uit die woord, oor U woord kan reis. Ons wil graag vra, Here, dat U vandag op 'n baie spesiale manier met ons elkeen, ja met my sal praat. Laat U naam verheerlik word. Laat ons hoor wat die Here vir ons sê as ons dit bid in die naam van Jesus. Amen. Ek wil begin met 'n vers wat 'n vergete vers is, wat ek bid en hoop na volgens se woord diep in ons elkeen se hart sal inbrand. Jesus se woorde in Lukas 10 vers 23. Jesus draai toe om na sy disippels toe en hy praat met hulle alleen. Gelukkig en bevoorreg is julle dat julle sien wat julle sien. Dit verseker ek julle, baie profete en konings wou graag sien wat julle sien, maar hulle het dit nie gesien nie. Hulle wou baie graag ook hoor wat julle hoor, maar hulle het dit nie gehoor nie. God het 'n plan. Mens hoor dit baie. Een van die best bewaarde geheime, en moet ek waag om te sê, een van die verleendhede van die Christendom, van die kerk, is dat baie mense God se plan tot 'n hipotese verander het. Jy weet, God het 'n plan, maar ons is nie so seker wat dit is nie. Nou, baie van ons het planne. Natuurlik het ons planne. Hier in die begin van 2026, wat ook nou al 'n paar weke oud is, het ons almal planne. Ons hoor, ons werk het planne, ons hoor, politici het planne, alhoewel dit nie altyd so duidelik is nie. Ons hoor selfs die sportafrigters het planne. Ek hoor nou die dag dat een van die rugbyafrigters sê, hierdie speler is deel van my planne vir die volgende wêreldbeker. Nou ja, terwyl ons so praat van planne, God het 'n plan. En sy plan het verander. Dis een van die best bewaarde geheime van die Nuwe Testament. Tussen Ou en Nuut, tussen Ou Testament en Nuwe Testament, het God se plan verander. Het God se plan 'n nuwe naam, 'n nuwe strategie gekry. Daaroor is die Nuwe Testament tot vervelens toe, wil ek amper sê, tot oorlopends toe, wil ek reg sê, vol. Hoor net hoe skryf Paulus dit in die Kolossense brief. Hy skryf in Kolossense 1 vers 26. Hierdie boodskap was van ewig af 'n geheim. Vorige generasies het niks hiervan geweet nie, maar nou het God dit geopenbaar aan al die heiliges wat aan hom behoort. God wou baie graag vir hulle wys wat hierdie geheim is. Dit is oorlaai met rykdom en heerlikheid. Dis bedoel om bekend gemaak te word aan die nasies. Hier is die geheim, dubbelpunt. Christus leef in julle. Hy is julle lewende hoop. Hy laat julle deel hê aan die heerlikheid van Christus. God se plan het 'n naam, Jesus. Hy is die nuwe plan van God. En ons staan volgens by die Efesiërbrief stil, ken God se plan eerder as jou eie. En eintlik is die plan nou bekend gemaak. Eintlik kan ek nou amen sê, want ek het die plan gelees uit God se woord. Hier is die geheim, Christus. Maar kom ons delf 'n bietjie dieper. Paulus skryf, ek wil saam met jou by Efesiërs 2 vanaf vers 4 stil staan, maar hoor net hoe skryf Paulus in hierdie groot brief, een van die best bewaarde geheime van die Efesiërbrief, is dat dit waarskynlik die boek in die Bybel is wat die meeste oor God se plan, oor God se wil handel. Hoor net hoe skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 9. God se wil was vir baie lank 'n geheim. Niemand het geweet waaroor dit gaan nie. Toe maak hy dit aan ons bekend. Dit was vir God 'n baie groot vreugde om hierdie plan wat hy lank terug beplan het, te laat gebeur deur Christus. Hy sê dieselfde in Efesiërs 3. Hy sê, God het hierdie geheim, Efesiërs 3 vers 3, aan my bekend gemaak deur 'n openbaring, wat soos wat ek vroeër geskryf het. Vers 6. Die inhoud van hierdie geheim is dat mense uit ander volke mede-erfgename is van die Jode. Oor en oor hoor ons, God het 'n plan, en God se nuwe, sy finale plan, sy eindtydplan, sy
plan van alle planne is Christus. Christus is die geheim. So ken God se plan, eerder as jou eie. Dis baie veiliger. Jou planne en my planne vir 2026 gaan hier en daar en deur. God se plan is die enigste standvastige plan. Van ewigheid af het God 'n plan met 'n naam, Jesus Christus. God se plan pas aan by wie God is. Dis 'n tweede belangrike ding wat ek graag wil sê. God is nie net, verskoning, ek wil net ek wil so 'n stukkie uit my selfoon nou daaroor lees. God se plan is nie maar net 'n dooie kliniese plan nie. God se plan het 'n naam, dit het 'n roete, maar God se plan pas aan by wie God is. Sjoe, kan ek dit weer sê? God se plan wat jy en ek moet ken, wie Jesus is, pas aan by wie God is. En Paulus skryf nou vir ons so 'n bietjie daaroor. Nou sluit ons aan by Efesiërs 2 vers 4. Maar God is skatryk in ontferming en omgee. Hy het sy goedheid in oorvloed met ons gedeel. Hy het ons liefgehad met 'n liefde wat absoluut geen grense het nie. God se plan sluit aan by wie God is. God is skatryk in ontferming en in genade. En dit oorstroom. God lek liefde. God lek medelee, ontferming, grace and mercy, al twee woorde. Die Griekse woord wat hier gebruik word is wat in Engels vertaal word met mercy, die God wat die hart het. En die hart van God maak dat God 'n nuwe plan maak. Die Ou Testament het nie gewerk nie. As dit gewerk het, sou die kruis nie nodig gewees het nie. Israel het nie gewerk nie. Hulle was God se oorspronklike plan. Toe maak God in die hart van Israel 'n nuwe plan, Jesus Christus, die redder vir die wêreld. En hierdie plan is die plan van genade. Nou, jy gaan nou vra, wat het dit met jou en my te maak? Want die tema vandag is, ken eerder God se plan as my eie planne. En 'n beter vraag, dink ek, is ek ingesluit in God se planne? Ek meen, dis tog wat die sportspelers wil vra by hulle afrigters. Is ek ingesluit in jou planne vir hierdie seisoen? Of by die werk, is ek ingesluit by die baas se planne vir die maatskappy? Hoeveel te meer moet jy en ek nie vra nie. God, het U vir my 'n plek in die plan? Want as U nie het nie, is ek in elendige lewensgrootte moeilikheid. As ek nie ingesluit is in God se plan nie, as God se plan nie ook by my lewe 'n draai maak nie, is alles te vergeefs. Wel, hier's goeie nuus, hoor dit. Hoor hier, sê Paulus, vers 5. Ons was dood in God se oë as gevolg van al ons oortredings, maar hy het ons lewend gemaak saam met Christus. Ons is saam met hom uit die graf opgewek en saam met hom opgestaan. Hoor hier, julle is uit genade gered, verniet en onverdiend. God is die God van genade. Genade is nie 'n kliniese handeling waar God nou maar net op 'n regbank sit en sê, jy is skuldig gewees, maar nou is jy onskuldig nie. Dit ook. Jesus het in my plek ingestap toe die doodsvonnis oor my gevel is. Toe ek gereed was om vir altyd in die dood weg te sink. Die een ding wat die Nuwe Testament weet is dat sonde my dood maak. Sonde is nie maar net 'n klomp slegte dinge en dan los ek 'n klomp sondes en dan word ek 'n beter mens nie. Dis min of meer wat die Fariseërs gepreek het. Dis min of meer wat menseregte tipe en humaniste sê. Ons kan verbeter. Ons kan beter mense word. Onthou jy hoeveel ouens se nuwejaarswens was dit? Ek wil hierdie jaar 'n beter mens wees. Beter as wie? Beter as wanneer? En hoe lank hou die beter menskap? Dis soos 'n get well soon kaartjie. Get better soon, maar niemand op hulle eie bly better forever nie. Die feit is, ons natuur, ons karakter, ons hart, is dat ons sondig is. En God het uiteindelik 'n doodsertifikaat teen ons uitgereik. Julle is dood in julle sondes. Maar God se hart lek vir dooie mense, vir sy vyande. God kom vir ons. He's coming at us,
soos die Engelse sou sê. Hy kom vir ons nie met 'n rothang nie, nie met oordeel nie, met genade. Hy kom vir die verkeerde mense. Hy kom vir sondaars. Hy kom vir verlorenes. Hy kom vir mense wat hulle lewe opgemors het en weer opgemors het. Hy kom vir mense wat nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, nie 3 keer nie, 10 keer, 100 keer, miljoen keer geval het. Wat elke keer uitgeroep het, Here, maak dit net die laaste maal. Hy kom vir mense wat so nou en dan hulle gesig wys, 'n knie buig in die rigting van die kerk en dan maar weer terugploeter in hulle eie gemors. God kom selfs, soos Amerikaanse skrywer sê, vir die creepy people. Vir die mense wat nie in ons damse eende is nie. Vir hulle. Nie vir ons nie. Dis God in volkleur. Hy het ons wat dood was, lewendig gemaak, skryf Paulus. Dis God se plan. Ken God se plan. God se plan word omraam deur genade, deur Jesus Christus. Vers 6 sê Paulus, hy het ons laat opstaan in 'n splinter nuwe lewe saam met Christus. So God sê, ek sluit jou in by my plan. Ek het planne vir jou. Maar ek het dit al gedoen lankal. Jy sal van lankal af deel van my plan. My plan het waar geword. Hoor hier, God se plan is nie 'n hipotese nie. Mense wat vir jou sê, jy weet, God het 'n plan, asof dit 'n hipotese is. En ons moet go figure, soos die Engelse sou sê. Hulle moet jy sê, nee, ek is al lankal deel van God se plan. Jy weet, ek weet een ding van God. Hy's 'n goeie en jammerhartige God. Ek weet een ding van God. Hy het 'n kruis opgerig, Golgotha. Ek weet een ding van Jesus. Hy het met my plekke geruil. Hy het vir my gesê, Stefan, kan ek met jou plek ruil? Jy is dood verlore. Jy stik en verstik in jou sonde. Jy verdrink in jou verlorenheid. Die stormwater gaan jou wegvat. Die son gaan jou doodbrand. Die doderyk is jou vriend. Maar ek het vir jou gebid. Ek het aan jou gedink aan die kruis. Kan ons plekke ruil? Kan ek jou sondes myne maak en my lewe joune? Dis die plan van God. Dis genade. Ek is in God se plan. So ek ken God se plan want ek is deel van daai plan en dit werk. God se plan werk. Dis die een plan wat werk. Ek is gered omdat ek glo. Ek is saam met Jesus opgewek, Efesiërs 2 vers 6, in 'n nuwe lewe. Toe het hy aan ons 'n ereplek gegee, daar in die hemele by Jesus Christus, in wie ons nou glo. So sal God in die tye wat aanbreek, vers 7, vir ons wys hoe reusagtig groot die rykdom van sy genade is, waarmee hy ons lewens oorstroom. Dis so hartseer, ons het in die afgelope tyd gesien, die afgelope week, hoe oorstroom dinge daar in die Kreer Wildtuin. Dis so hartseer en elders, al die reën. Maar as daar een beeld is wat Paulus gereeld in die Efesiërbrief gebruik, is dit die beeld van oorstroom. Ons hoef nie te sê, Here, open the floodgates of heaven, maak die hekke van die hemel oop, die stroom, die vloedhekke nie. Dit is oop. God oorstroom ons met genade. Ek is nie net in God se plan toe Jesus aan die kruis gehang het nie. Ek is in God se plan vir die ewige lewe. Ek is in God se plan vir die hemel. Ek is ingesluit van gister tot vandag, tot volgende week, tot in ewigheid. Om dit te weet, maak dat Jesus, soos wat ons begin het, in Lukas 10 begin sing en dans het, hoe bevoorreg is julle. Hoe bevoorreg is julle. Mense, konings het verlang om te hoor wat julle nou hoor. En jy kan die breaking news, die nuusflits uit die hemel hoor. Jy kan die saligspreking hoor. Geseënd is jy, as jy God se plan ken. Meer geseënd is jy, as jy deel van God se plan is. God se plan is Jesus. God se plan is om jou te red. God se plan is om jou gered te hou. God se plan is dat jy saam met hom in die ewigheid sal sit. Dit sal gebeur, want God is suiwer genade. Van genade gepraat. Ek kom agter, en in die afgelope week het ek self daaronder deurgeloop, dat baie mense sê, julle preek te veel genade. Julle is behep met genade. Ek loop in
in 'n gedeelte vas wat Steve Matson geskryf het 'n ruk gelede wat my so diep aangeraak het. Hy sê in verskoon dis in Engels, sometimes Christians say things like, today's churches are too focused on love and there's not enough respect for God's word. Or people are too comfortable with sin and we must focus more on the truth of God's judgment. Hy sê die kerk is vandag te veel behep met genade en hierdie goedjies en ons moet oordeel preek, soos iemand ook vir my gesê die week. Hy sê the problem with this is that historically the church has been too obsessed with sin and God's judgment to the point that burning people at the stake and rationalizing wars and slavery en alles uit die kerk uit voortgespruit het. En dan sê hy een van die dinge wat vir my so aangryp. Hy sê, I can't remember a time when the world was saying to us, dear Christians, please stop being so loving, patient, peaceful and merciful. You are doing that too much. As absurd as this sounds, this is what pastors and church leaders are actually telling us is wrong with Christianity. They say it's dangerous and wrong to focus on Christ's love and grace and mercy, that we are focusing too much on Jesus' love. Ek sê vir myself, toe iemand vir my dit ook sê weer, na 'n gesprek oor vroue in die kerk die afgelope week, waaroor ek 'n ding geskryf het, ons moet opstaan vir die waarheid. Ek sê, en die waarheid is God is liefde. Die waarheid waaragtig is God is liefde. As God hom bekend maak, sê hy nie, ek is oordeel en straf nie. Straf is 'n reaksie. Ja, natuurlik haat God sonde. Hy haat dit soveel, dat hy 'n kruis opgesit het as 'n uitveer, om jou en my gemors uit te vee. En toe iemand weer vir my ook sê, wanneer gaan ons praat oor sonde? Toe sê ek, vertel my 'n bietjie van jou sonde, dan kan ek daaroor preek. Toe is die gesprek verby. Nee, ons moet oor hulle sondes praat en oor die kerk se sondes en oor daardie waarheid, maar los my net uit die prentjie. Nee, God haat sonde, moet geen fout maak nie. Maar God is nie in sy hart wraakgierig nie. As jy wraakgierige gode soek, dan moet jy na ander godsdienste gaan kyk, meneer en mevrou. As jy wraakgierige godsdienst soek wat oordeel en vuur praat, ek kan vir jou 'n paar godsdienste voorstel, waar hulle aanhangers oproep tot geweld. Dis die Here Jesus wat gesê het, onthou jy, toe sy disippels wou hardloop vir die beste plekke, toe sê vir hulle, in die wêreld word mense beïndruk, daar in Markus 10, deur mag. Daar speel die groot manne oor hulle baas, en daar gaan elkeen vir die beste plekke. Maar by julle moet dit nie so wees nie. By julle is die een groot wat klein is, die een belangrik wat die onbelangrikste is. Dis Jesus wat in Johannes 18, onthou jy, vir Pilatus gesê het, as my koninkryk met 'n swaard gekom het, sou my onderdane geveg het. Maar ek is 'n koning van 'n ander koninkryk. My koninkryk drup genade. Kan nie genoeg genade preek nie. Kan nie genoeg oor God se liefde praat nie. 'n Kerk wat dit doen, verstaan God verkeerd. Maak van God 'n afgod. 'n Kerk wat sag is op genade, is 'n kerk wat hard en wreed geword het. God is ryk in genade. Hy oorstroom ons nog 'n keer met genade. Sy genade was al my sonde weg. Ek wat al klaar in 2026 om 'n paar keer teleurgestel het. Ek kan weer by die genadewaters van Jesus se kruis kom sit. Ek wat saam met Petrus Jesus verloon het 3 keer, kan weer 'n keer aan sy voete tot rus kom. Ek wat in die donker ingehardloop het, kan weer in die seun van God vashardloop. Jy is uit genade gered. Jy is in my plan. Jy is vir ewig in my plan. Ja, dis hartverskeurend dat sonde nog steeds in die kerk voorkom. Dit breek my hart as ek in die afgelope week weer lees van 'n oorseese kerkleier wat 'n jarelange verhouding het. Dit breek 'n mens se hart. God roep ons op ook tot sy standaard. Daarom skryf Paulus ook vir die Christene in vers 8 van Efesiërs 2. Julle is uit genade gered, verniet en onverdiend. Julle is gered omdat julle glo, julle het nie julle self gered nie. Dis 'n geskenk wat God verniet aan julle gegee het.
Julle is nie gered deur die goeie dinge wat julle gedoen het om God te probeer beïndruk nie. Niemand kan dit waag om te spog oor hulle redding, asof hulle dit self reg gekry of verdien het nie. Ons is God se meesterwerk. Hy self het ons geskep deur Jesus Christus. Van kop tot tone is ons splinternuwe mense wat gemaak is om al daardie goeie dade te doen wat God vooruit beplan het vir ons om te doen. Nou moet ons lewens hieraan by. So as jy hoor genade is sag op sonde, jy's verkeerd. Genade verander jou. Genade, God se genade is sy aktiewe krag. Dis nie net by die kruis dat hy 'n amnestie uitreik, jou sondes is vergewe, nou het God aanbeweeg na iets anders nie. Ek sê altyd, ek verstaan, ek ken daai lied, genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Maar dit klink net verlede tyd. Genade werk nou in my lewe. Mense wat sê, nou kan ek leef soos ek wil, omdat God genadig is, verstaan dit juis nie. Ken nie die krag van die Gees nie. Julle, sê Paulus, is God se meesterwerk. Die Griekse woord poema, klink, hoor hom net gou weer, poema, Engels, poem, gedig. Jy's God se digwerk. Die groot hemelse digter. Die groot hemelse kunstenaar. Die groot ontwerper van Jeremia 18 wat jy op sy pottebakkerswiel het. Die groot God van Genesis 2 wat die mens geskep het as sy meesterwerk en sy handtekening opgesit het. Jy is in die hart van God se plan. Ken God se plan. Weet jy wat is God se plan? Om jou sy meesterwerk te maak. En hy het. Jy is sy meesterwerk. Jy is die een wat weer God se handtekening dra. Jy moet mooi kyk. In die geloof, as jy mooi kyk, is God se handtekening op jou. Jy is God se meesterwerk. Hy het jou nuut gemaak in Christus. Jy is in God se plan hier en nou, hele lewe lank. Jy is in God se plan vir die ewige lewe. En nou moet jy jou lewe gaan wy, sê Paulus, en dan aan al daardie goeie werke wat hy vir jou bestem het. Nou gaan leef jy 'n goeie lewe. Nou gaan doen jy goed. Ek het so groot geword in die kerk dat goeie werke ons nie red nie, dat ek bang geword het vir goeie werke. Ek het later begin dink dis 'n sonde. Inteendeel, jy gaan doen dit. En ek kan nie anders nie as om by my gunsteling teks hieroor af te sluit, 1 Petrus 2. Waar Petrus uitjubel, 1 Petrus 2 vers 15. Dit is die wil van God, dat julle deur julle goeie dade, julle regte lewenswyse, 'n einde sal bring aan die onkunde van mense wat geen insig het nie. Petrus sê, dit is God se wil om goed te doen. Paulus sê, dit is God se plan vir jou lewe om goed te doen. God se plan gaan nie oor waar jy wil bly, wat se beroep jy wil volg in die eerste plek nie. Ja, jy moet dit ook, soos die Engelse sê, go figure. Maar God se plan is dat jy moet goed doen in 2026. So jy het al jou planne, ken God se plan vir jou lewe. God se plan is Jesus. Jy is in die hart van sy plan. Hy is die genadige God en sy plan is, gaan doen goed. Ek het jou in my plan ontwerp op my tekenbord as my gedig, wat goeie dinge doen. En nou sê Petrus, dit is God se wil, dat jy sal goed doen. O, die wêreld sal swyg as Christene begin goed doen. Ek wonder altyd, wat het gebeur, wat het fout gegaan in die Christendom? Dat Suid-Afrika en baie lande oorstroom met godsdiens, maar nie oorstroom met goeie werke nie. Dat die donker, die lig eintlik terugdruk, terwyl dit andersom moes wees. God sê, gaan doen goed. Hoe? Vers 17, respekteer almal. Julle moet julle medegelowiges lief hê, vir God ontzag hê en die koning eer. Dink net wat sal gebeur as ek en jy in hierdie week opkyk na almal, op wie almal afkyk. As ons bekers koue waters aandra aan hulle, vir wie mense net 'n vuishou wil gee. As ons vyande sal vergewe, ons lippe sal seël wanneer ons wil kwaad word, tweede myle sal loop. Wat sal gebeur in Suid-Afrika? Wat sal gebeur? Kan ek jou herinner aan Jesus se woorde? Hy het omgedraai nadat hy God gedank het in Lukas 10 en toe uitgeroep, geseënd is die wat sien wat julle sien en hoor wat julle hoor. Kan ek jou herinner aan Paulus se woorde, God se geheim is vir jou bedoel.
Dis veel beter dat jy God se plan ken. God se plan het 'n kruis. God se plan het 'n naam, Jesus Christus. God se plan weerspieël God se hart, hy's die God van genade. Jy is ingesluit omdat jy glo. Toe Jesus gesterf het, het hy vir jou alles betaal. Hy het die pad skoon gemaak. Jy is in God se plan hier en nou. Jy is in God se plan tot in ewigheid. God het 'n plan vir jou tot in ewigheid. En God se plan maak van jou sy gedig, sy poema. En God se plan is dat jy goeie werke gaan doen. Hoe ingewikkeld kan dit nou wees? Ken God se plan vir jou lewe. Val daarbey in, eerder as by jou eie planne. Amen. Here, baie dankie dat ek deel is van u plan, dat ek dit ken, dat Jesus u plan is, dat u plan drup en oorstroom van genade. Ons dink aan hulle, Here, in hierdie tyd, waar dit soveel oorstromings in ons land is, waar daar soveel brande is, soveel moeite. Ons dink aan 'n stikkende wêreld in 2026. Kom help ons, Here, gee dat u plan nie 'n geheim sal wees nie, maar deur ons almal uitgedra sal word in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig, die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.